Goeiemôre. Ek hoop en ek vertrou dat dit met jou goed gaan. Nou, ek wil jou gou iets vertel en ek dink jy sal weet waarvan ek praat en mag dit ook vandag ietsie vir jou beteken. Baie keer maak ons op 'n Sondag te veel kos. Ja, die skaapbout is te veel of daar bly groente oor. En dan het ons die gewoonte om dit maar in die diepvries te sit, sodat jy party aande wanneer jy moeg is, vinnig iets kan uithaal, dit net kan ontdooi en warm maak en jy het 'n hele ete klaar voorberei. Die probleem is dat mens nie altyd 'n tapperbakkie het nie, Tupperware, om hierdie goed in te bære nie. En dan sit ons dit maar in 'n botterbakkie of in 'n roomysbak. Ja, jy weet waarvan ek praat. En dan soek jy baie keer roomys en dan haal jy die roomysbak uit en dan's daar nie roomys in die bak nie. Daar's so 'n bietjie skaapbout in. Of jy haal 'n botterbakkie uit want die botter is klaar. En wanneer jy hom oopmaak, is daar nie botter in nie, maar ja, so 'n bietjie groente of boontjies, dit wat jy gevries het. Daardie leftovers. En ek leer iets baie interessant daaruit. Dat dit wat aan die buitekant voorkom, is nie altyd wat aan die binnekant aangaan nie. Dit wat vir jou lyk asof dit iets is, kan baie keer heeltemal iets anders te wees. Jesus praat met die Fariseërs en dan sê hy vir hulle van buite af is julle soos wit gepleisterde grafte, mooi, maar binne is julle vol doodsbeenere. Hy sê julle is soos bekers wat aan die buitekant blink is, maar binne is julle vol hebsug. Dis 'n probleem in die era, die tyd waarin ek en jy lewe. Matteus 7 vers 15 sê: Pas op vir die valse profete wat in skaapklere na julle toe kom, maar van binne roofsugtige wolwe is. Ek wil vanmôre met jou praat oor 'n eenvoudige boodskap. Wees versigtig. Pas op daar buite, want buite loop daar wolwe rond wat in skaapklere bedek is. 'n Wolf in skaapklere lyk altyd onskuldig. Hy praat sag, hy lyk godsdienstig en hy meng tot met die skape, maar sy hart is nie regtig daar nie. Sy bedoeling is om te slag, te steel en verwoes. Die duiwel, die Satan, kom nie altyd met horings en 'n vurk nie, nê? Soms kom hy as 'n engel van die lig. 2 Korintiërs 11 van vers 14 sê dit vir ons. En dis hoekom ek en jy moet onderskei. En ek wil vanmôre bid dat wanneer jy jou huis verlaat, skool toe gaan, werk toe gaan, besig is met jou eie dinge, dat jy kan onderskei wat daar buite aangaan, sodat jy nie ontkant betrap word nie. 'n Wolf in skaapklere kan iemand wees wat mooi praat, maar sy vrug is verkeerd. 'n Lering wat goed klink, maar is nooit gebaseer op God se woord nie. Invloede wat vriendelik lyk, maar jou stadig wegtrek van Jesus Christus. Jesus sê tog so mooi, Matteus 7 vers 16, 'n boom word aan sy vrugte geken. En 'n boom kan nie baie lank voorgee nie, want dit wat in die hart is, kom altyd na vore. Daarom wil ek bid, beskerm vandag jou hart, deur om naby aan Jesus te bly. Ken sy woord, let op die vrug. Nie elke oop deur is van die Here nie. Nie elke ding wat na jou kant toe kom, is van God gestuur nie. Nie elke persoon wat met jou vriendelik is, het goeie bedoelings nie. Hoor mooi, daar buite loop wolwe in skaapklere. Here, baie dankie. Dalk net vanmôre so 'n bietjie 'n ernstige boodskap, dat ons moet kan leer om te onderskei. Ons moet kan leer om agter te kom wat agter elke gebeure en elke gesegde staan, sodat ons nie ontkant betrap word nie. My gebed is, Here, dat U ons sal leer om agter die skerms te kan inkyk, om sensitief te wees vir die stem van die Heilige Gees, sodat ons versigtig sal wees wat daar buite gebeur.